Prys Here, ek groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus, u wat nou ingeskakel is. Ek groet u in die naam van Jesus, hierdie naam wat gesag dra. Die Bybel sê, aan hom is 'n naam gegee bo alle name. Ek groet u in hierdie gesagvolle naam, Jesus Christus. Dis vandag vir my 'n groot voorreg om saam met u die woord van die Here te deel wat opgeskryf is in 1 Samuel 4 vanaf verse 20 gaan ons 'n paar verse saam met mekaar lees, uit 1 Samuel 4 vanaf verse 20 en dit lees as volg. En terwyl sy op sterwe lê, sê die vroue wat by haar staan, wees nie bevrees nie, want jy het 'n seun gebaar. Maar sy het nie geantwoord, en dit nie ter harte geneem nie. Verse 21 sê, maar die seentjie het sy Ikabod genoem. Wat beteken weggevoer, is die eer van die Here uit Israel. Kom ons bid 'n paar oomblikke saam met mekaar. Vader, baie dankie vir die woord. Baie dankie dat die woord ons leer. Here, die Bybel leer ons dat u woord is soos 'n hamer wat 'n rots verbrysel. Ek wil nou bid in die naam van Jesus dat die hamer van God dwars deur sal trek in kamers, Here, in tronkselle, Here, daar op die hospitaalbedde, bid ek nou dat die hamer van God deur harte sal trek in die naam van Jesus. Ek wil bid, Here, dat u die bediening van die woord sal seën en die oordenking daarvan in ons harte, in die magtige naam van Jesus, met baie danksegging en eer. Amen. Nou, liewe kyker, vriende, hierdie gedeelte wat ek vir u gelees het, dit handel oor 'n man met die naam van Eli. En die Bybel sê dat Eli het 2 seuns gehad met die naam van Hofni en Pinias. En ek wil graag vandag saam met iemand praat, liewe kyker, ek wil saam met jou vandag praat, onder die gedagte, Ikabod, kom huis toe. U het reg gehoor, ek wil saam met jou praat vandag oor Ikabod, kom huis toe. Die Bybel sê dat Eli was 'n priester. Hy het voorgeloop. Hy was die man wat rigting aangewys het. Hy was die man wat van die Here gehoor het. Eli was die man wat die rigting aangewys het. Hy was die man wat die salwing gedra het. Hy was die man wat diens gedoen het in die tempel. En ek wil vandag vir u vra, waar staan jy in jou godsaligheid? Waar staan jy vandag? Eli het diens gedoen in die tempel. Hy het geweet dat hy is die priester van sy huis. En weet jy, baie keer weet ons nie, ons ken nie ons identiteit nie. Ons weet nie wie ons is in Christus nie. Daarom wil ek vir iemand sê, is belangrik dat jy moet vandag seker maak wie jy is. En die Bybel sê dat Eli se 2 seuns, op grond van die woord wat gespreek was, het Eli se 2 seuns gesterwe. En die Bybel sê, en toe die tyding, die boodskapper, het na Eli toe aangehardloop gekom. Want op daai stadium, in die Bybelse tyd, op daai stadium, het die Filistyne die ark gesteel, en ons weet dat die ark symboliseer die teenwoordigheid van God. Ons weet dat die ark speel 'n belangrike rol. Ons weet dat as die ark uit die laar uit was, dan was daar moeilikheid. En ek het 'n boodskap vir Suid-Afrika. Dit blyk vir my die tyd waarin ons leef, dat die ark van God weg is. Dit blyk vir my dat die teenwoordigheid van die Here weg is. Ons klap net hande, ons sing net liedere, maar die teenwoordigheid van God is weg. Ikabod, kom huis toe. Ja, u het reg gehoor. Die teenwoordigheid van God moet weer huis toe kom. God moet weer Eli opwek wat onder die salwing is, wat weer bid dat die vuur val. Ikabod, kom huis toe. En die Bybel sê dat die boodskapper kom aangehardloop na Eli toe om vir hom die tyding te bring dat die ark is weg. En om vir hom die tyding te bring dat sy 2 seuns Hofni en Pinias het gesterwe.
Oh, liewe mamma, liewe kyker, dis verskriklik om 'n tyding te kry dat die een wie jy lief is voor, hy is nie meer daar nie. Dis verskriklik om 'n tyding te kry om te weet dat die een wie jy jou lewe voor gegee het, jou kind is nie meer daar nie. En die Bybel sê, toe die boodskapper by Eli kom, en toe hy hoor dat die ark van die Here is weggeneem, sê die Bybel dat Eli het agteroor geval en het gesterwe. Oh, liewe kyker, die Bybel sê dat hierdie twee seuns, net een van hierdie twee seuns, het op daai stadium 'n vrou gehad wat swanger was. En die tyding kom by haar ook uit dat haar man het afgesterwe en dat die ark van die Here is uit die laar uit. En weet jy, ek sien in die tyd waarin ons leef, die standaard van God word afgewater. Ons leef nie meer heiligmaking nie. Ons leef nie meer vir God nie. Wanneer laas, ja kyker, wanneer laas het jy in 'n winkel ingestap en as jy klere gaan koop, dan het jy eers gevra, Here, gaan hierdie rompie by my pas? Here, gaan hierdie klere drag by my pas? Ons leef dit nie meer nie, maar dit 'n boodskap vir iemand. Ikabod, kom huis toe. En die Bybel sê dat toe hierdie vrou die tyding kry, dat haar man het afgesterwe, het dit haar verskriklik ontstel. Want sy het die tyding gekry, liewe kyker, toe sy in haar baringsnood was, met toe sy op die punt was om geboorte te gee. En die Bybel sê, jy moet mooi hoor, die Bybel sê in verse 19, dat die vrou het 'n baringsnood, sy was in die kraamsaal as te ware. Sy het in mekaar, sy het gebuig. En ek wil vinnig vir u vra, wanneer laas het jy gebuig? Want om geboorte te gee, moet jy buig. Daar gaan pyne gepaard met geboorte. Wanneer laas het jy nagte deur gebid? Ja, ek praat saam met u. Wanneer laas het jy God se aangesig gesoek? Wanneer laas het jy jou afgesonder en gesê, Here, ek het nodig vir 'n vars aanraking. Prediker, hoor mooi die woord van die Here. Wanneer laas was jy op jou knieë voor God? Wanneer laas het jy gebid, soos Elia gebid het tot die vuur van God geval het? En die Bybel sê, terwyl sy geboorte gee, sê die mense vir haar daar rond, sê vir haar iets, en die Bybel sê, sy het haar nie gesteer aan wat die mense gesê het nie. En die Bybel sê, sy het hierdie seun 'n naam gegee. En ek wil jy moet verstaan, in die Bybelse tyd het mense baie gemaak van name. En 'n naam het 'n betekenis gehad in die Bybelse tyd. En die Bybel sê dat sy noem hierdie seentjie Ikabod, wat beteken die eer van die Here as uit Israel het verwyder. Liewe kyker, weet ek sien ons leef in 'n tyd, mense vrees nie meer God nie. En ek bid dag en nag dat God se Ikabod herstel moet word in ons lewens. Dat God se stem weer hoorbaar sal word in ons persoonlike verhouding met die Here. Dat God weer met ons sal praat. Hoe verlang ek dienste waar God gepraat het met mense. En na die diens het mense in trane huis toe gegaan en daai boodskap deur gaan bid, omdat God met hom of haar gepraat het. Maar ek sien ons leef in so 'n afgewaterde tyd, met baie respek gesê, as die kerk uit is, dan praat almal en as 'n gekuier en almal lag, dan kom dit voor net asof daar nie 'n boodskap was nie. Ikabod, Ikabod, kom huis toe. En sy noem hierdie seun Ikabod, want die ark van die Here is weg. U moet vandag eerlik wees met uself. Liewe kyker, wees eerlik met jouself. As die teenwoordigheid van God nog in jou huis. Wanneer laas het jy die stem van die Here gehoor? Wanneer laas
Het jy in jou stilte tyd, oh my God, van helaas het jy in jou stilte tyd voor God neergebuig en gebid en gesê, Here, kloof my binneste oop, Here, haal uit my lewe uit, wat nie daar behoort nie. Daarom hou ek van hierdie ou gesang, wat die mense destyds gesing het, ek dink dis in die Sions gesangboek, wat sê, breek my, vorm my, doen net evil, Heer, evil met my, soos pottebakkers, maak met hul klei. Ikabod wil nie huis toe kom nie. God wil mense aanmoedig, ek wil mense aanmoedig, wat nou na my kyk, om weer die aangesig van God te begin soek, om weer die teenwoordigheid van die Here te soek, dat die Ikabod van die Here herstel kan word in ons lewens. Dat die standaard van God weer opgelig kan word. Want weet u, God het 'n standaard. God het 'n standaard en God se standaard is 'n heilige lewe. Hy sê, wie is heilig? Want ek is heilig. Ons leef nie meer heiligmaking nie, ons hoor baie boodskappe. Dank God vir boodskappe. Maar ons hoor baie boodskappe waar mense praat, hoe God gaan jou seën, prys die Here. Ek is 'n voorstander daarvan. God wil ons seën, maar jy hoor min boodskappe waar mense uitgedaag word om 'n heilige lewe te leef. En mense hoor min boodskappe waar mense uitgedaag word om vir God te leef daar buite in 'n donker Suid-Afrika, in 'n donker wêreld. As daar nie iemand wat nou na my kyk, wat wil sê, Here, laat die Ikabod in my lewe herstel word nie. Here, ek soek weer ywer. Here, ek soek weer vurigheid. Ek het dit nie meer nie, want die ark van God is weg. En weet jy wat vir my so geweldig was? Die Bybel sê, dat voor Eli gesterf het, sê die Bybel hierdie woorde, toe Eli die boodskap kry, dat die ark is weg, toe sê hy die woorde, want Eli was besorgd net oor die ark gewees. Daar is nie meer besorgdheid nie. God moet ons help. Daar is nie meer 'n besorgdheid net oor die teenwoordigheid van God nie. Daar is nie meer 'n besorgdheid oor die standaard van die Here nie. Ons bly maar stil en ons gaan aan soos normaal. Maar die standaard van God word afgewater. En ek wil mense reg oor Suid-Afrika aanmoedig. Kom, laat ons weer, dat God weer sy Ikabod herstel. Ek wil vir 'n kind van die Here sê, 'n bloedgewasde. As jy 'n bloedgewasde is, moet ons weet, dat die eer van God is gekoppel aan ons lewens. As jy daar in die straat stap, meneer, mevrou, net dan sê hulle, daar stap die kind van die Here. Kom, ons gaan leef Christus daar buite. Ek hou van hierdie gedagte wat Paulus skryf in 'n brief, sê hy, ons moet ons ligte laat skyn in hierdie donker wêreld, hierdie verdraaide en krom wêreld. Ek kan nie ons lig laat skyn. En weet jy, die ongelukkigheid daarvan is, net baie van ek en u, en ek ingesluit, se lig skyn net in die kerk. Ons lig skyn net Sondag. Nee, maar van Maandag tot Saterdag skyn ek en u se lig nie, want Ikabod het nog nie huis toe gekom nie. En as vandag die tyd het aangebreek, dat Ikabod moet huis toe kom. Ikabod moet huis toe kom, want helaas het u 'n vars besluit gemaak. Nee, ek hou daarvan om te sê, want helaas het jy gehuil oor 'n kosbare siel, wat by die Here moet uitkom. Ons sien nie meer hoe mense huil oor kosbare siele, wat besig is om verlore te gaan nie. Want ons het so gemaklik geword. Ons het so in 'n gemaksone verval, waar daar nie meer 'n besorgdheid is nie. En ek wil vir u vra, is u nog besorgd? Oor 'n siel, wat by die Here moet uitkom. Ikabod, kom huis toe. Hoe verlang ek na die tye, waar mense waarlik in trane na die Here toe gekom het, in dienste
net onder boodskappe soos hierdie, het mense waarlik, het hulle nie omgegee, wie kyk vir my? Of wie gaan vir my lag, of wie gaan vir my praat, nee, hulle het nie omgegee of my make-up nie afgehuil gaan word nie. Maar as God met mense gepraat het, het hulle uitgestap in trane, en as hulle daar voorkom, dan weet hulle nie eers, dat hulle daar voor is nie, want hulle die stem van die Here gehoor. Ikabod, kom huis toe. Kom huis toe, ek gewaar die salwing, ek gewaar die krag van die Here, net daar waar jy ingeskakel is, net in daar by die hospitaalbed, maak die saak nie, nee, jy kan net daar met God regmaak, jy kan net daar bid, totdat Ikabod huis toe kom, totdat die eer van God in jou lewe is, nee, jy kan net daar in jou tronksel, waar jy nou na my kyk, kan jy jou hart vir die Here gee, en is 'n teken van Ikabod, wat met huis toe kom, ek voel die salwing dwars deur die TV hardloop. God praat met jou, dis reg. God praat met jou. Hy bedoel dit. Hy wil weer sy eer herstel. Dis God se verlange, hoor wat sê die skrif. Die gunstige tyd. Toe ek julle besoek het julle nie opgemerk nie. Dit gaan donker vir ons die dag word, liewe kyker. Dit gaan donker die dag word, wanneer ek en u wil, en God wil nie meer nie. Daarom sê die skrif, soek die Here, terwyl hy te vinde is. Ek maak klaar. En sy noem hierdie seentjie, Ikabod, wat beteken, die eer is uit Israel uit. Ons leef in 'n verskriklike tyd. Daar's nie meer 'n vrees vir die Here nie. Mense leef roekeloos. Maar God roep ons tot bekering. Wil iemand nie vandag 'n vars besluit maak nie? Wil iemand nie vandag sê, broer, ek het gehoor die boodskap, en ek wil vandag buig, soos hierdie vrou gebuig het, om toe sy geboorte te gee aan hierdie seentjie, ek wil buig, ek maak nie saak wie ek is nie, maak nie saak in watter werksberoep ek staan nie, maar ek wil vandag buig, en ek wil vandag my lewe, onvoorwaardelik, op die altaar neerlê. Ja, mevrou, u is in trane, van God het met jou gepraat. Daar was tye wat jy met God 'n pad gestap het. Daar was tye wat jy God se stem gehoor het. Maar jy ken dit nie meer nie. Jy weet nie meer wat dit is. Nie om besoek te word deur die Here nie. Jy weet nie meer wat dit is om nagte deur te bid nie. Nee, jy weet nie meer wat dit is. Nie om voor God te staan nie. Wil jy maar nie vandag sê, Here, hier kom ek. Hier kom ek, Here, dis reg. U kan heil as jy wil heil is. As reg, God sien die hart. Die Bybel sê hy is die hartekenner en die nieretoetser. Ek wil vir jou gebed doen. Terwyl God met jou praat, telefoon, bel my, skakel in. Ek wil saam met jou God vertrou. Ek wil saam met jou bid. Die nommer verskyn nie onder op die skerm. Skakel in. God wil jou aanraak. As dit Jimmy Swaggart wat sing, touching Jesus is all that matters. Soos hierdie vrou, wat 12 jaar lang aan bloedvloeiing gelei het. Mens het met die soem aangeraak. Dis 'n teken van Ikabod, wat hy toe kom. Vertrou u nog die Here vir finansiële voorsiening. Soek u nog God. Nog 'n teken van Ikabod, wat met huis toe kom. Geloof in jou hart. En ek wil saam met u bid. Kom ons sluit ons oë. Vader, dis in die naam van Jesus. Baie dankie vir 'n woord soos hierdie, Here. Here, dankie vir die voorreg. Here, om te weet God praat nog met ons.
Here, dankie vir die voorreg dat ons u stem nog kan hoor. En ek wil nou bid in die naam van Jesus vir 'n mamma wat nou ingeskakel is, wat in trane is. Here, want haar huis is deurmekaar, haar kinders is deurmekaar. Ek bid nou vir 'n Heilige Gees ingryping. Here, ek bid nou vir 'n besigheidsman wat hy weet watter kant toe, Here, omdat sy besigheid besig is om, Here, dit is in chaos. Ek bid in die naam van Jesus. Gryp in, Here, praat met hom. Here, doen 'n wonderwerk. Ek wil bid reg oor Suid-Afrika, dat u Ikabod sal herstel in Suid-Afrika. Ek wil bid dat die standaard van God, o Here, dat die standaard weer opgelig sal word. Ek wil bid dat die mense se binneste sal oopkloof en dat die vuur van God in mense se harte sal brand in die naam van Jesus. Ek bid, Here, vir vars, nuwe Heilige Gees inspirasie en olie uit die hemel uit. Ek bid vir u kerk, Here, reg oor Suid-Afrika. Dis u kerk. Here, het u kerk geroep. Daarom bid ek in die naam van Jesus dat die kerk weer sal opstaan. O, Here, want daar's kosbare siele, Here, wat daar buite wag, wat sterwe sonder u. En help ons, Here, sodat Ikabod kan huis toe kom. In die naam van Jesus. Ek bid, o Lam van God, Here, vir 'n jong man nou, wat hy weet wat ek kan toe nie. Here, wat nou ingeskakel is. Ek bid in die naam van Jesus, dat God vir hom rigting sal aanwys. Ek bid dat God vir hom 'n uitkoms sal gee, in die naam van die Here. Ek loof u, Here. Dankie dat u so wonderbaar is. Dankie dat u so groot is. Word u verder verheerlik, in Jesus se naam. Amen. Amen. Vriende, baie dankie dat u ingeskakel het hier by Skole vir Christus. Asseblief, as die program klaar maak, gaan ons se nommer net onder aan die skerm verskyn. Asseblief, skakel ons. Die Here seën u. Amen. Sag blink jou oë uit jou gesig, gloei liefdeslig, knus in jou arms, heilig, veilig, jou nodig, hier by my heel dag, die wêreld oorbodig, ons twee taak mag, niks kan ons keer, want hy is in beheer, hy is ons leidsman, stuurman, weerman. Sy liefde draai so hoog oor die son. Zweef soos 'n arm so ver soos die wind waai, my lief, en liefde se macht. Spray Mario vlekken, daar steeds 'n band, van hand na hand, maak my jou toevlug, roep my, soek my, samen is ons alles en lief ons uitwendig en dit wat bedoel is, gee ons beste, niks kan ons keer, want hy is in beheer, hy is ons leidsman,
stuurman, wielman. Zweef zoals een arend, want zij leefde draaien. Zo hoog boven die zon. Zweef zoals een arend, zo ver zoals die wind waait met lief en liefde ze maakt. Zweef zoals een arend, van zij liefde draaien zo hoog boven die zon. Zweef zoals een arend, zo ver zoals die wind waait met lief en liefde ze maakt. En die Here is a Revival, I can see it coming, I can see it running, I can feel it on me. Revival.